balletjie het en ons gaan aanneem my regterhand, eers aan die linkerkant, is invisible. Okay? Hy bestaan nie. Maar as ek hierdie balletjie laat val en hy val hier so af, watter kragte werk op hom in en ons gaan aanvaar dat geen ligweerstand is. Okay? Dan gaan ons sê gravitasiëkrag af en moet in die aarde toe. Right? So die hele tyd vandat hy hier val totdat hy die oomblik net voor hy die grond raak. En die enigste krag wat op inwerk, gravitasiekrag. Sodra hy die grond raak is hom normale krag op. Okay. Goed. Nou sê nou maar nee, kom ek so gou eers. So, daar is die definisie van vryval. Hierdie hoofstuk het 2 definisies in. Die maklikste definisies van almal super lekker. Okay, so daar is die definisie van vryval. Wat sê dit? Dit is die beweging van 'n voorwerp as gevolg van slegs gravitasiekrag. So die enigste krag wat op inwerk is gravitasiekrag. 2 goeders is hier belangrik. Nommer 1 is die woord beweging. Jy kan nie net sê dit is wanneer daar net gravitasiekrag is nie. Jy moet sê dis die beweging van 'n voorwerp. En dan die tweede belangrike deel is wanneer daar slegs of net of so gravitasiekrag of sê dit gravitasiekrag op hom inwerk. Okay. Goed, nou sê hulle 'n voorwerp in vryval versnel afwaarts. Hoekom versnel hy afwaarts? As gevolg van gravitasieversnelling. So hy gaan al hoe vinniger afgaan na die middelpunt van die aarde met 'n gravitasieversnelling van 9,8. Wanneer 'n voorwerp vryval, verander die bewegingsvergelykings na die volgende. So die bewegingsvergelykings wat ons gehad het, is presies dieselfde. Wat het nou verander? In plaas van delta x, het ons nou delta y. Okay, want ons werk nou in die vertikaal. En dan hierdie versnelling, daaiene. Wanneer ons hom gaan invul, gaan dit gravitasieversnelling wees, want dit is die enigste krag wat op hom inwerk. So daar waar daar versnelling is, verander na gravitasieversnelling. Okay, so dit is waar hierdie vraag 'n klein bietjie moeilik raak, want hulle gaan nie vir jou die versnelling gee nie. Jy gaan dit outomaties moet aanneem. Okay. Ek wil nou iets vir julle gesê het. Gaan nou daarby kom. Tensy anders vermeld, ignoreer ligweerstand en ons gaan dit heeltemal ignoreer vir die hele hoofstuk. Daar's 'n volgende hoofstuk waar ons ligweerstand gaan inbring met 'n ander tipe vraag. Dan sê hulle nou hierdie is net dit is regtig net vir interessantheid. Sê nou as ligwrywing teenwoordig is, verhoog dit met toenemende spoed. So hoe vinniger jy beweeg, hoe meer word ligweerstand en jy weet dit, want wie van julle het nog nie agter op 'n bakkie gery nie in jou lewe? Ja, ek dink almal het al in hulle lewe agter op 'n kar gery. Dan as jy nou staan nou regop, dan in die bakkie ry, dan beweeg jy so 'n bietjie, maar as die bakkie vinnig ry, dan gaan dit ons nou so. Dis dieselfde idee. Vinniger jy beweeg, hoe meer ligweerstand is. Okay. Wanneer die voorwerp sal ophou versnel, so jy sal ophou vinniger val, wanneer die ligwrywing gelyk is aan die voorwerp se gewig. Okay? Dan word 'n konstante spoed bereik, naamlik die terminale snelheid, en hy is enigiets tussen 160 en 240 km/h. So dit is wanneer jy nou gaan skydiving doen. Wie het al skydiving gedoen? Okay? En verduidelik vir die klas. Ek wil dit nog baie graag doen. Het jy dit gedoen? Ja. En? Jy spring van 'n vliegtuig af. En dan? Val jy eers 'n bietjie en dan trek jy jou parachute en dan. En verduidelik gou vir ons die val gedeelte. Voel jy hoe gaan jy al hoe vinniger en hoe jy dan sweef amper? Ja. Okay. So ergens op 'n stadium so jy val redelik vinnig en dan begin jy stadiger te val want die lugweerstand teenoor jou en hoe vinnig jy val bereik 'n ewewig en dan val jy teen 'n konstante spoed en dan as jy naby die aarde kom dan trek jy jou parachutes. Gaan ons almal dit gaan doen as 'n eksperiment vir graad 12? Ja. Moet ek 'n briefie vir julle ouers skryf en sê ons moet gaan op 'n uitstappie? Imagine. Yes, dit sal die beste dag van my lewe wees. Okay. Goed, wie sal dit nie doen nie? Wie's bang vir hoogtes? Ja, juffrou, ek sal daai trek dan kom jy uit. Wag, het jy jou hand opgesteek? Hoe's jy bang vir hoogtes? Jy is so hoog. Genigtig, maar jy ook, jy het ook jou hand opgesteek. Jy's net so lank. Jy sê MV, hy leef nog. Ek sal baie graag wil. Ja.
Ja, dis 'n lewenservaring. Okay, anyway. Goed. Nou, baie belangrik hierso is wanneer ons hierdie vraag doen, teken 'n vrye liggaam diagram en dan tensy hulle anders sê, partykeer in die vraag sê hulle anders, aanvaar dat die eerste beweging positief is. So as die voorwerp val, dan vat ons af as positief. Okay, goed. Nou sê ek vir jou hierso, 'n klip word vanaf rus laat val van 'n brug af. Okay, so hierso, dis 'n bietjie onmoontlik, maar anyway, daar is die klip, daar is die brug en hy word laat val en daar is water onder daar. Okay, so ek wil hê jy moet vir my 'n prentjie teken. Okay, ek wil hê jy moet visualiseer wat hier gebeur. Nou hulle sê vir jou hy val af daar en hy bereik die water 4 sekondes later. Nou kom ons kyk gou watter inligting het ons tans hierso. Ons het, wag, ons moet kry beginsnelheid, eindsnelheid, versnelling, tyd en delta y. Onthou ons is nou nie meer by delta x nie, ons is nou by delta y, want ons is besig met vertikale verplasing. Kom ons begin Ardo by jou vandag. Geef my enigiets wat ek daar my infotabel kan invul. Final velocity is 0. Okay, kom ons verander gou die scenario. Dis nie water nie, dit is jy wat daar lê. Dis nie 'n klip nie, dis 'n baksteen. Die baksteen val, maar gelukkig is die eindsnelheid hier by jou 0, so jy voel niks. Jy voel baie, want die eindsnelheid is eers 0 nadat hy uit vryval is. Vryval is wanneer die enigste krag wat op die voorwerp inwerk, gravitasiekrag is. So ons is nog vir die oomblik totdat hy die grond tref. Dan begin nou eers 'n ander krag in te werk en dan vertraag hy en dan is die eindsnelheid 0. So jy kan nie sê die eindsnelheid is 0 nie. Hy is amper nooit 0 nie. Hy is nooit 0 nie. So geef my ander inligting. Tyd is? Okay, Anke geef my nog. Die beginsnelheid is nou as jy val van uitrus. Okay. Finale snelheid nie gegee nie. Versnelling? Okay, positief of negatief? Hoekom positief? En watter rigting kies ons is positief? En watter rigting is gravitasiekrag? Af. So die rede, omdat jy gesê het hy val af, is nie 'n rede nie. Die rede is ons het afgekies as positief want hy val af. En gravitasiekrag is af na die middelpunt van die aarde. So omdat ons afgekies het as positief is gravitasiekrag positief 9,8. Okay, en delta y het ons ook nie. Okay, nou kyk ons na die vraag. Nou sê hulle vir jou, bereken die spoed van die klip wanneer dit die watervlak bereik. Ja. Juffrou, so as dit af is dit positief 9,8. So Ja. as iets opgegooi word, is dit dan 9. Nee. Dis hoekom gesê hy's nie reg nie. Ons het afgekies as positief, daarom is dit positief 9,8. As ons opgekies het as positief, dan was dit minus 9,8. Al val die klip af. Hange was 'n rigting jy kies as positief. Okay. Goed. So hulle vra vir jou bereken die spoed as dit die watervlak bereik, so dis die finale snelheid. So Pieter, watter formule gaan ons gebruik? Daai ja. VF is VI plus A delta T. Ek het jy al gevra, maar ek het vergeet. Verkies jy dat ek jou Pieter noem of Juba? Ja, okay. Goed, begin plus 9,8 maal met 4. Ammonij. Ja, 39,2 meter per sekonde. Hulle vra vir jou bereken die spoed en spoed is 'n skalaar. So daarom hoef jy nie die rigting te sê nie, maar as hulle vir jou gevra het bereken sy snelheid, dan sê ons nog gesê het afwaarts, né? Goed, nou vra hulle vir jou by vraag 2, bereken die hoogte van die brug bo die water. So nou het jy 'n klomp inligting want jy het ook nou eindsnelheid. Okay, jy het ook nou eindsnelheid want jy dit gaan bereken en onthou van een vraag na 'n volgende werk ons met jou fout. Okay. Maar ons hoef dit nie te gebruik nie. Sê weer watter formule wil jy gebruik? Die tweede ene juffrou. Die tweede ene. Delta y is VI delta t plus. Dit is mos daai ene, né? Ja. Kyk, gaan inzoom daai kant.
Daar is 0 plus 'n half 9,8 maal met oepsie 4 kwadraat en Heinrich is op dit. 78,49 en jou eenheid? Meter. Okay. Weereens, hulle vra vir jou daar die hoogte en die hoogte is 'n skalaar. So jy hoef net te sê, maar sê net maar vra vir jou wat is die verplasing, dan sê jy nog gesê het afwaarts. Easy peasy. Dit is sonder die 9. Dankie. Het jy gesê met die 9? Ja, ek sê meter, maar die hoor is van 9. O, ekskuus. Okay. Lennon, gee gou my die definisie van vryval asseblief. Nee. Nee, afvalle. Kyk gou na die definisie op die vorige bladsy. Die beweging van 'n voorwerp as gevolg van slegs gravitasie. Okay, so beweging, slegs gravitasiekrag. Amorey sê vir my? Dis die beweging van 'n voorwerp slegs as gevolg van gravitasie. Ja. Kyk. Goed, nou gaan ons kyk na 'n vertikale projektielbeweging. Okay, nou gaan ek vir julle 'n lewensles gee wat ek hoop julle nooit ervaar in julle lewe nie. Julle het obviously nog nooit gedrink nie, want julle is op skool en julle het nog nooit te veel gedrink nie, want julle was op skool. Maar indien jy nou in jou lewe daar sou kom of jy het maagvirus of jy het iets, dan praat hulle van projectile vomiting. Het jy al dit gehoor in julle lewe? Ja. En hoekom praat hulle? Hoekom sê hulle net vomiting nie? Wat is projectile vomiting? Dit is lyk asof dit soos 'n boog skiet. Okay? Hoekom? Want hy het 'n beginsnelheid. Anders het hy net so uit jou mond uit geloop, die opgooi, né? Maar projectile sê hy het 'n beginsnelheid, so skiet so uit. Julle gaan dit nooit in julle lewe beleef nie. Dit is baie sleg. Ek het ook nog nooit in my lewe beleef. Baie sleg. Hoor ek van mense wat dit al doen. Anyway. Goed, so met daai gedagte in jou kop. Vieslike storie. Wat is vertikale projektielbeweging? Dit is 'n hierdie is die definisie van 'n projektiel. Dis die definisie van 'n projektiel. Dis 'n voorwerp waaraan 'n beginsnelheid gegee is. Okay, so 'n beginsnelheid is gegee en dan waarop die enigste krag wat op die voorwerp inwerk gravitasiekrag of gewig is. Okay. So 'n projektiel is 'n voorwerp. So vryval was 'n beweging. Projektiel is 'n voorwerp wat 'n beginsnelheid gegee is en die enigste krag wat daarop inwerk is gravitasiekrag. Okay, so dit is duidelik nie vryval nie. Van die begin af nie, want vryval is net so. Maar dit is wanneer daar 'n beginsnelheid gegee is. Soos byvoorbeeld, ek gooi hom op en ek vang hom weer. Okay, so ek gaan imagine my linkerhand is invisible. So wanneer ek hom opgooi, vanaf die oomblik wanneer hy my hand verlaat, watter kragte werk op hom in? Gravitasiekrag. Ons gaan 'n ligveer staan ignoreer. Is daar 'n opwaartse krag? Nee, hè? Daar was my hand geraak en maar beskou vanaf die oomblik wat hy my hand los. Okay? So kom beweeg hy op. As jy op 'n momente, hy het tog 'n beginsnelheid. Maar hy gaan al hoe stadiger. Hoekom gaan hy stadiger? Gravitasiekrag trek hom af. Totdat hy sy maksimum hoogte bereik, dan stop hy en gaan hy af al hoe vinniger. Okay, nou is my vraag. Dit word dit. Vanaf die oomblik wat hy my hand los, hierso, watter kragte werk op hom in? Gravitasiekrag rigting? Af. So as hy maksimum hoogte bereik, watter kragte werk op hom in? Niks! Ewe skielik is gravitasie af, mense het die aarde afgesit. Gravitasiekrag, af na die middelpunt van die aarde. Toe hy afbeweeg, watter kragte werk op hom in? Gravitasiekrag, wat is die rigting? Af na die middelpunt van die aarde. So gravitasiekrag is altyd daar, altyd. En die rigting is altyd af na die middelpunt van die aarde. Sien jy met my? So maak nie saak of jy vooruit opgaan, stil staan, afbeweeg, kante toe beweeg, wat ook al nie. Gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Ek voel ek sê dit al baie van ons praat af. Okay? So sê nou maar jy kies af as positief. Dan is gravitasiekrag of 'n versnelling positief 9,8.
Al beweeg die voorwerp op, al staan hy stil, al beweeg hy af, gravitasiekrag is altyd dieselfde. Sharp? Ja. Goed. So dit sê daar vir jou, 'n projektiel is in vryval vanaf die oomblik wanneer dit gegooi word, want dan is dit die enigste krag wat op hom inwerk, gravitasiekrag, en dit ervaar slegs gravitasieversnelling, en onthou, G is altyd afwaarts. Altyd. Okay. Nou, 'n bewys wat jy nooit in jou lewe weer hoef te gaan bewys nie. Okay, ek wil eers fokus